Ok, ek dink ons was almal hierdie week op dieselfde plek, almal wat gepraat het. Ek wil graag vir julle 'n woord gee, wat ek glo die Here vir ons mee wil los in die vakansie. Wie kan nog onthou waarmee ons laas jaar afgesluit het? Maak gou, nee. Was dit nie die begin van die of vorige einde jaar nie? Was dit nie die rumoerige stad nie? Die rumoerige stad. OK. Nou ons hoop nou die jaar is na, of die plek is na 'n jaar bietjie stiller, en julle lewens is bietjie rustiger. Kom ons lees 1 Timoteus 4. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Terwyl jy wat doen? Jouself voed. Met wat? Die woorde van die geloof en die leer waarvan jy 'n navolger geword het. Let close, luister, kyk mooi hierdie as ons lees. Luister vir uister. Alright. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat 'n behouder is van alle mense. In sonderheid van die gelowiges, beveel en leer hierdie dinge, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Nou, kernvers, vers 15. Wees vlytig in hierdie dinge. Sê gou vlytig. Wees vlytig, ywerig in hierdie dinge. Leef daarin, operate daarin, sodat jou vooruitgang, sê gou vooruitgang, vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Vers 15 sê, wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang, sê gou weer vooruitgang, vir almal duidelik kan wees. Die Engels gebruik die woord, kyk daar, profiting, your profiting of your progress, is die mees algemene woord in die Engels. Die vertaling wat ek daar het sê, so that all may see how you go forward. Kan ek nie amen nie? So that all may see how you go forward. In God there's only one way. Weet jy wat, ek dink gisteraan toe ek gaan slaap, na ek nou voorberei het en goed, toe kom hierdie ding by my op. Die kingdom, die koninkryk van God is binne in julle. Maar Jesus sê die koninkryk is hierdie all-consuming power. Hy is soos 'n klein bietjie suurdeeg wat jy in 'n groot deeg gooi. Ons is al ewig bang vir die groot deeg. Hallo? As die wêreld dan nou die groot deeg is, sê nou maar, is ons altyd aan die hardloop vir die groot deeg. Die consuming power and nature van die kingdom is 'n nature wat inneem waar hy kom. It takes over. Daar's vooruitgang, daar's progress, en ons het hierdie kingdom in ons. Why are we not getting there? Die JB 2013 sê, occupy thyself in these things with care, for in this is everything. Everything, onthou jy het gesê van die liggaamlike oefening, dan sê hy maar die godsaligheid. Nou sê hy, occupy yourself in these things, in hierdie woord, with care, for in this is everything, that thy
profiting may be manifest to all. Your profiting may be manifest. My broeder en suster, God wil hê daar moet vooruitgang in ons lewens wees. Ons het gehoor van aggressive advancement, né? Woord wat die Here vir Tamu gegee het, so 2 jaar terug. Ons het gehoor van houses of influence. Ons hoor van al hierdie goed. Dis die gedagtes van God, wat oor die laaste paar jaar na ons toe deurgekom het vir sy kerk, en ook spesiaal vir ons as 'n apostolic familie, saam met Tamu en so aan. Dis die goed wat ons moet rig, wat moet werk in ons en deur ons. Nou kom ons kyk na die realiteite van vooruitgang. Een van die belangrikste en mees versekerde realiteite in die woord van die Here, is dat sy kerk in die wêreld sal vooruitgaan, sal vorder, sal inneem en sal toeneem. Is dit waar? Ek het veel genoeg skrifte vanoggend. Daar's nie by God 'n ding van lose nie. Daar's by die Here 'n ding van hierdie kingdom, hierdie suurdeeg moet oorvat waar hy kom. Matteus 16, Jesus vra vir hulle, wie sê julle is ek? En Simon, jy weet wat hy hom geantwoord het. Simon Petrus, toe antwoord Jesus, salig is jy, Simon Bar-Jona, vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Wat 'n rots? Die feit dat Jesus Christus die seun van God is, sonship, né? En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die engel sê dit, hy sê, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades, of hell, shall not prevail against it. Wie is die aanvaller in hierdie geval? As die gates van hel nie teen die kerk sal prevail nie, wat beteken dit? Ek en jy is die aggressor. Jeremia 29, baie bekende vers, wil so maklik aanhaal. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wow, God het vir ons 'n hoopvolle toekoms. En ons dink net mooi anders, ons wil net hier wegkom. Ons wil net waai, Elias sê, waar moet ons tog net kom haal? Die EKJV sê, for I know the thoughts I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. An expected end. Ouens, die end is baie keer wat ek en jy gaan voorberei. Dink 'n bietjie daaraan. Ons verwagting, iemand het vanmôre gepraat van verwagting. Spreuke 4, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis. Kom ons lees gou weer vers 18. Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Hoe lyk my en jou pad? Hy word al helderder, hy soos die sonopkoms. Hy word al helderder. Hebreërs 6, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak, die Heilige Gees deel agter word het, goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van self die seun van God weer kruisig en ooplik tot skande maak, want die grond wat die reën indrink wat daarop val en dit 'n geplante voortbring, ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel in die seun van God. Okay, ek wil nou uitkom by die volgende. Maar as dit dorings en dussels oplewer, deeg dit nie en is naby die vervloeking, die einde daarvan is die verbranding. Kyk nou vers 9. Maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig. Dinge wat saamhang met die saligheid, al spreek ons ook so. Kyk gou hierso. Die NLT sê, dear friends, even though we are talking this way, we really don't believe it applies to you. We are confident that you are meant for better things. We are confident, sê Paulus, die skrywer van Hebreërs, en seker namens die leierskap of wat ook al, we are confident that you are meant for better things. You are meant for better things. Sê gou vir die ou langs jou, you are meant for better things.
Sy gedagtes aangaande jou is vir better things. Jou pad is soos die lig van die môreglans. Wow. Jesaja 60, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word, en nasies sal trek na jou lig, en konings na jou. Nasies en konings sal trek agter wat die Here vir jou gaan doen. Nie jy by hulle die guns soek nie. Hulle gaan trek na wat God van jou gemaak het. En ek is nie nou op 'n trip van motivational speaking nie. Ek weet hierdie is die woord van die Here. God wil hê ons lewens moet vooruit gaan. Ek gaan nou kom by hoe. Daniël 11 vers 32, en die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak, maar die wat hulle God ken, sal vashou en optree. Die engel sê, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Carry out great exploits. Die TRC sê, but the people that will know their God shall have the overhand and prosper. Ag, sê tog net halleluja. Huh? The people who know their God shall have the overhand and prosper. Hulle sal die oorhand hê en hulle sal prosper, dit sal met hulle goed gaan. Hulle sal deurbreek. Hulle sal vooruit gaan. Vooruitgang is God se wil. Hy het alles gegee. En nou sit ek en jy ons verantwoordelikheid. Filippense 2 vers 12. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het. Nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heiligheid met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. How can you lose if God is working in you? Hoe kan jy? Nou gaan ek vir u nog 'n paar verse gee van wat God alles vir ons gegee het. Dan gaan ek vir u wys wat ons te doen staan. Kyk gaan na die volgende, ek gaan dit vinnig lees, want ek wil nou nie hierby stil staan nie. Ons het die ganse volheid van God in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Daar is die skrif daarby. Ons het die ganse volheid van hom, van God in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Hy wat Christus uit die dode opgewek het, sal ons sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in ons woon. Die koninkryk van God is binne in ons, sy woorde bly in ons, sy blydskap bly in ons. Die woord van God werk in ons wat glo. Hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat ons verseël en die Gees is onderpand in ons harte gegee het. God het mag om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Wat wil jy meer hê? Kan jy sien, ons is geprogram om te oorwin. Ons is geprogram om vooruit te gaan. Die koninkryk van God is so suurdeeg. Maar nou moet ons iets doen met wat ons ontvang het. Jy weet, God het ons, luister mooi, God het ons alles gegee. Maar hy het ook die res aan my en jou oorgelos. Weet jy hoekom? As jy vir mense alles gee en alles doen, dan raak hulle nooit sterk nie en hulle groei nooit op nie. Hulle ontwikkel 'n mentaliteit van jy moet nou net geen. Nou baie sien jy dit nie in ons samelewing nie. As jy iemand die heeltyd voer, dan benadeel jy eintlik iemand meer as wat jy hom. Julle ken die ding van leer 'n visvang, hè? En leer ou visvang en so aan. Laat my gedink aan die ding. Ek dink jy het al seker al baie gesien op natuurprogramme en so aan. Daar's rede hoekom 'n kuiken uit 'n dop uit struggle.
en nuutgeborenes in die natuur, hoekom hy 'n stryd het om, en baie keer help mense, dan sien hulle 'n diertjie of iets, of sê nou maar 'n voël wat uit 'n eier uit, dan help hulle om uit sy struggle uit te help, en dan oorleef hy nie. Want hy kan nie oorleef sonder daai struggle nie. Hy moet daai struggle hê om sterk te word, is dit waar? Hy moet daai struggle hê, en so is dit ook, dat God ons alles gegee het, alles. Maar nou sê hy, ouens, die res is aan julle oorgelaat, en nou gaan ek vir u wys, wat is dit? Gee vir my punt 3 daar asseblief, Maries. Wat gaan ons doen, en wat is die resep vir vooruitgang met alles wat vir ons gegee is? Weet jy hoekom sê ek dit? En ek sê dit vanmôre met 'n baie hartseer hart. En ek hoop jy verstaan en jy weet ek is baie lief vir jou. Maar daar's baie kinders van die Here wat net eenvoudig slap is. Hulle stel nie belang om vooruit te gaan nie. Hulle sal nie moeite maak nie. Hulle is Julle hoor wat ek sê? Ongelukkig, daar's baie kinders van die Here wat net nooit die ding sal kraak nie, want hy wil nie vir een of ander rede die moeite insit nie. Ek weet nie, ek verstaan dit nie, maar ek hoop die woord kan vanmôre vir ons 'n lig gee. Nou luister mooi, die eerste ding, ons het nou gesê, wat gaan ons doen en wat is die resep? Wat is die resep? Die heel eerste ding, luister vanmôre mooi, ek wil dit, jy moet dit nooit weer vergeet nie. Dit gaan oor 'n woord. Dit gaan oor 'n woord. Dit wat ons rig, dit wat ons DNA bepaal, dit wat ons manier van bou is in hierdie gemeente is, ons het iets gehoor. Amen. Ons het God se stem gehoor, ons het gehoor daar's 'n nuwe basyn, daar's 'n nuwe klank. God sê iets nuuts en dit wil ons volg en dit wil ons hê, dis die pad. Dit gaan nie oor enigiets anders as oor 'n woord. Dis die woord wat ons rig. En ek sê baie keer, ek wens ek kan sê ons is nie meer 'n kerk nie, in die sin van die tradisionele goed wat mense dink. Jy weet, as jy kerk het, dan moet jy dit doen, jy moet dat doen, as jy kerk is, moet jy dat doen. Dan dink ek, ag Here, help my, ek is tog nie meer daar nie. Ek het 'n woord gehoor, ek het iets gehoor wat my trek. Ek het iets gehoor wat my gegryp het. Ek stel nie meer belang in die mediocre nie, in die middelmatigheid, in die staan tot by die enkels of die knie of die heupe. Ek stel nie meer belang daarin nie. Ek stel belang in vooruitgang. Ek wil volgende jaar hierdie tyd verder wees as wat ek vandag is. Eerste ding as ons praat van 'n resep, dit gaan oor 'n woord. Ouens, as jy wil vooruitgaan in hierdie season, moet jy hierdie woord in jou hart hê. Jy moet hierdie apostolic woord in jou hart hê. As jy hom nie het nie, as jy hom nie verstaan nie, dan moet jy hom opswat. Dan moet jy moeite maak, dan moet jy hierdie ding in jou kry. Hierdie woord moet jou gryp. Gryp, dit moet wees wat jou rig. En binne die raamwerk van hierdie woord en hierdie manier van bou, bepaal ek en jy nou ons vooruitgang. Amen. God het ons alles gegee. Nou, en ek wil nou terugkom en u dit vanoggend gehoor. Ek het dit net so geskryf. Dit gaan oor, gee my daai slide asseblief, Barries. Slide 49. Dit gaan oor, is ek by 'n geestelike pa? Hier's die resepdele, die bestanddele vir die resep. Dit gaan nie net oor kerk nie. Is ek by 'n geestelike vader? Is ek deel van sy geestelike familie? Jy sien, jy kan nie net by die pa wees en nie die kinders aanvaar nie. Daar's baie ouens wat so wil maak. Dit werk nie. 3, is ek aktief in die woord waarin die gemeente vloei? Dis die kernvraag wat gaan bepaal of daar vooruitgang in my lewe gaan wees. Jy kry baie kinders van die Here, hulle hink op 2 gedagtes. En die plek waar hulle is hulle ook nie seker of hulle daar moet wees of nie. Dis ook my laasweek vir jou gesê het, die belangrikste ding is van jou vader. Dis die belangrikste ding in die lewe vandag.
Filippense 3, Paulus sê, ek ag alles skade om die uitnemendheid van Christus te kry, vir wie ek alles prys gegee en as drek beskou het en hom as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid nie. En julle ken die storie, sodat ek hom kan ken, van sy opstanding ensovoorts, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat, sê gou omdat, ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel, ek jaag, ek gryp. I want to get this thing. I must get this thing. If the kingdom is advancing, then I must advance too. Is dit reg? Ouens, luister vanmôre, luister, ek wil jy moet my hoor. Julle wat in die situasie sit van die ekonomie vandag en al hierdie goed, en jy sê ek kan nie huis koop nie, ek kan nie die nie, ek kan nie daai nie, die lewe het so geraak en die lewe het so geraak. Luister, God wil hierdie goed vir jou verander. Die Here wil jou vooruitgang gee. En dis nie om te sê, dit gaan nie net oor wat kan ek by mekaar maak en wat kan ek kry nie. Dit gaan oor dat jy vir iemand anders kan sê, come and see. Kom kyk dat hierdie woord werk. God wil daai goed verander. Ons jong mense sal weer prosper. Terwyl geleenthede baie keer van baie van julle weggevat is, sal dit weer terugkom, halleluja. You cannot keep a good man down. As God iemand geseën het, sê Biliam, hoe kan ek hom vervloek? How can I curse what God has blessed? En dan sê hy sê laat ons almal, vers 15, dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Ouens, in hierdie gemeente doen ons een ding. Is dit reg so? Ons doen nie die apostolic en die charismatic en al die ander goed en is 'n free for all en ons maak wat ons wil nie. Hierdie kerk doen ons een ding. Ons is geroep agter een woord. En daarom sê ek, as jy nie verstaan nie, dan moet jy jaag daarna, jy moet gryp, jy moet dit onder die knie kry, jy moet sê, Here, wat is hierdie ding, want ek moet deel wees hiervan. Timoteus 6, maar jy man van God, vlug van hierdie goed weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid ensovoort. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe. Gryp na die ewige lewe. Rigters 5. Nou kom ek wys gou vir jou 'n mooi Ou Testamentiese voorbeeld van hoe hierdie goed gedoen word. Rigters 5, Debora en Abinoam, ek dink Abinoam was die koning, en Debora die profetes, en hulle het saamgewerk. Kyk hierso, en hulle het op die dag gesing, vers 2, omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, omdat die volk hom bereidwillig gewillig getoon het, prys die Here. Daar's 2, takes 2 to tango, né? Daar moet leiers wees wat lei, en daar moet ouens wees wat sê, yes, ek is in. Wat julle vroeër gehoor het vandag. Daar moet leiers wees wat lei voorloop, en daar moet ouens wees wat sê, yes, ek is in. Leiers het ontbreek in Israel, totdat ek Debora opgestaan het. Ek 'n moeder in Israel opgestaan het, my hart is vir die aanvoerders van Israel, wat hulle gewillig betoon het onder die volk, prys die Here. So moet al u vyande, Here, omkom, maar die wat hom lief het, met ander woorde hierdie ouens wat hierdie goed doen hierbo, is soos die opgang van die son in sy krag. Wow, man, dit praat van victory. Waar hierdie goed saamloop, en julle het dit vroeër vanmôre gehoor, daar is victory.
Kom ons gaan terug na Jeremia 29 toe. Waar hy praat van om hulle hoopvolle toekoms te gee, né? Nou sê vers 12. Hy sê dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hart. Die message sê, yes, when you get serious about finding me, vers 13. When you get serious about finding me and want it more than anything else. And want it more when you get serious about finding me and want it more than anything else. Weet jy wat is ons probleem baie keer? Ons probeer versadigde ouens honger maak. Het jy al gevoel, hoe voel dit om te moet eet en jy's fed up. Jy's vol, wat is die woord nou wat ek soek? Versadig. Jy's versadig en nou moet jy eet. Jy kan nie, dis die onaangenaamste ding wat daar is. Maar in die kerk probeer ons ouens ywerig kry wat geen ywer het nie. Wat baie keer nie belangstel nie, wat nie wil nie, en ons preek ons as af en niks gebeur nie. En toe ek hierdie skrif nou hanteer, gister, toe ek voorberei, waar hy sê, omdat ek gegryp is. Toe sê ek vir die Here, ek sê, Here, dis die tipe ouens wat ek soek. Ek soek ouens wat gegryp is. Ek soek nie ouens wat happy, wat tevrede is en placid geraak het en goed, en ek bedoel dit nou nie lelik nie, asseblief hoor my, maar dis die gees wat ek soek in die gemeente, dit moet ouens wees wat gegryp is. Want weet jy wat, as jy gegryp is, sal jy self gryp. As jy gegryp is, sal jy nooit omdraai nie. As jy gegryp is, sal jy nooit terugkyk nie. Jy sal jaag na wat God vir jou het. Hebreërs 6. Wat ons nou gelees het, maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig, dinge wat saamhang met die saligheid. Nou ek het nou vir jou gelees, die Engels sê, we are confident that you are meant for better things. Vers 10 sê, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie. Vers 11, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon. Dieselfde ywer. Vers 12, sodat julle nie traag word nie. Sodat julle nie traag word nie. We are meant for better things. We are meant for better things. Ons is bedoel vir vooruitgang. Sê gou vooruitgang. Ons is bedoel vir vooruitgang. Paulus sê vir Timoteus, hy sê die godsaligheid is nuttig vir alles. Dis 'n betroubare woord, en so verduidelik hy vir jou wat godsaligheid is. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde en gees, in geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing. Verwaarloos nie die genade nie, wees vlytig in hierdie dinge, vers 15. Wees vlytig in hierdie dinge, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red soos deur, sowel as die wat jou hoor. Dis 'n woord waarin ons wandel, dis 'n woord en dis dinge waarin ons vlytig moet wees, en dan sal daar vooruitgang wees, sodat dit vir almal duidelik kan wees. Jy weet, ons sit in die kerk evangelisasie ingebring, en ons het kursusse en al die goed gehad, en al waaroor dit vir ons gegaan het is, ons wil iemand na die Here toe lei, en hy moet die vuur wat so goed opsê, en so aan, en dan moet hy nou, en dan sy gered, en dan moet hy nou gedoop word, en so aan. Maar nou kom Paulus, en hy sê vir Timoteus, hy sê, weet jy wat,
Een van die maniere van evangelisasie is as ander jou vooruitgang sien. Hallo? Wat dink jy, moet dit nie praat met ouens buite nie? As 'n ou vir jou vra, luister, wat gaan in jou lewe aan? Hoe kry jy dit reg? En jy sê, weet jy, dis 'n byproduk want ek behoort aan hom. Hy het gesê, soek eers die koninkryk. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek jaag nie die goed nie, ek soek nie die goed nie. Dis die goedheid van die Here in my lewe. Hoekom? Want ek staan in die principles, ek staan in 'n huis, ek het 'n huisgesin, ek het 'n pa, ek leef in die goed, ek is 'n seun, ek leef in hierdie goed, daarom gebeur die goed in my lewe. Wat dink julle, wat se boodskap is dit? Come and see, kom kyk hierdie woord of hy werk. Anton het nou daarvan gepraat. Ek en jy moet kan sê, die woord van die Here werk in my lewe. Paulus sê vir die Tessalonisense, hy sê, toe julle die woord gehoor het, wat ons vir julle gebring het, het julle dit nie aangeneem as die woord van mense nie, maar julle het dit aangeneem soos wat dit regtig is, as die woord wat werk in julle wat glo. Die woord wat werk in julle wat glo. Hierdie woord werk in ons. Amen. Hy werk in ons, en wanneer hy in jou werk, dan behoort hy vooruitgang in jou lewe te bring. Ouens, hinker jy nie daarna nie? Hinker jy nie daarna om te kan sê, wow man, kyk die goedheid van die Here. Kyk hoe goed is God vir my. Ons kan dit almal vanmôre sê, maar kan ons dit regtig sê deur die woord wat in ons werk, deurdat ons in gebed is en waar ons moet wees? Werk die woord van die Here in ons. Wil jy graag hê God se woord moet in jou werk? En as ek vanmôre sê, wil jy graag vooruitgang hê, dan bedoel ek nie 'n grand kar en 'n groot huis en al die goed. Asseblief, moenie daarna toe gaan nie. Dis die byvoordele. Dis nie op ons mind nie. Op ons mind is the kingdom of God. Soek eers die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk, en wanneer baie keer as ons oor hierdie vers praat, dan praat ons oor die ander goed. Die ander goed sal vir julle bygevoeg word. Vergeet die ander goed, soek die kingdom. En al gaan jy deur 'n tyd, wie dit vanmôre gesê, al gaan jy deur 'n tyd wat die vyeboom nie bot nie, soek jy nog steeds die kingdom. Jy soek nie 'n ander vyeboom nie. Amper val ek af. Julle hoor wat ek sê. Ons is so gestel op die vyeboom en op die omstandighede. Ons soek dit, daar moet in jou hier 'n ding kom wat sê, ek soek die koninkryk. Ek soek die heerskappy van God. Ouens, staan jy in die heerskappy van God? Staan jy as 'n seun teenoor 'n vader en teenoor 'n huisgesin? Ek wil jou die goed vanmôre blaatant vra, want dis die resep vir vooruitgang in jou lewe. As jy hierdie principles kan doen en dit kan nakom, gaan jy sien hoe begin God goed vir jou. En ek is nie hier om 'n motivation en sê jy gaan dit kry en jy gaan dit kry en jy gaan dit gaan vir my glad nie oor daai goed nie. Ek stel nie belang daarin nie. Ek stel belang in hom. Maar om hom te hê, moet ek sy principles nakom. Is dit reg so? Om sy kingdom te soek, moet ek soek dit wat hy wil hê. Om sy kingdom te soek, moet ek aan hom gehoorsaam wees. En daar's nie 'n ander manier nie. As wat ons vanmôre sê, Here, ek wil in hierdie goed, ek wil vooruitgang sien. Ek wil vooruitgang sien in die koninkryk van God. Paulus sê vir Timoteus, hy sê, en jy kan maar 1 en 2 Timoteus gaan lees, waar hy sê, bly in dit wat jy geleer het, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Wow, wat 'n opdrag. Wat 'n opdrag. Hierdie goed klink soos selfverheerliking en goed. Dit het niks daarmee te doen nie. Maar Paulus sê vir my, sê luister, as jy in hierdie woord bly, as hierdie goed in jou werk, as jy vlytig is in hierdie goed, as jy ywerig is, dan sal jou vooruitgang vir almal duidelik wees. Kan jy glo, hulle kom na Isak toe na? In 'n jaar van hongersnood.
oes hierdie man 100voudig. 100voudig. Hoe werk dit? Ek weet nie, maar dis die kingdom. En hulle kom, hierdie Filistyne, of ja, so sê maar Filistyne. Hierdie manne daar rondom al hierdie volke goed wat julle vanoggend van gehoor het. Hierdie ouens kom. Kan jy dit dink? Ja, ek like dit. Hulle kom by Isak, hulle sê Isak, jy is nou maar eenmaal die geseënde van die Here. Isak, dis al wat dit kan wees. Ons het nie 'n ander oplossing nie. Iemand bless jou. Iemand bless jou bo ons. Jy het 'n unfair advantage, Isak. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Laat jou vooruitgang vir almal duidelik wees. Kom ons sluit ons oë. Ek wil vanmôre vir u vra, as jy dit begeer, steek jou hand op en sê, Here, ek begeer sodat hierdie goed manifesteer in my lewe. Ek begeer sodat die goedheid van God deur my gesien kan word. Ek begeer sodat die vooruitgang van die Here in my lewe waargeneem word. Vader, ons hef ons hande vandag voor U op. En ons wil erken en bely hierdie goed is 'n werklikheid. Dis nie oudwyfse fabels nie, dis nie stories nie. Dis die godsaligheid wat die belofte het vir hierdie lewe en vir die toekomstige. Ons leef nie net op beloftes vir die toekomstige nie, dank die Here daarvoor. Ons gaan verander word, ons gaan soos hy is, ons gaan vir altyd met hom wees. Maar Here, dit hou ook die beloftes in vir hierdie lewe. Vir hierdie lewe. En ek wil vanmôre bid dat ons sal kom tot 'n plek, soos daar vanoggend reeds met ons gedeel is, sal kom tot 'n plek wat ons in sonship kom, wat ons in die struktuur van die Here inkom, sodat God ons kan seën. Here, U woord sê hoe lieflik is dit dat broers saam woon, want daar gebied die Here sy seën. There the Lord commands His blessing. Daar's plekke waar die blessing nie kan wegbly nie. Daar's plekke waar die seën van die Here nie kan wegbly nie. Gee dat ons daai plekke sal jaag, Here. Gee dat ons dit sal soek met ons hele hart. Is my gebed in Jesus naam. Amen.